Goeiedag, ons gesels vandag oor die kuns van die lewe. Ons lees uit Efesiërs 2. Kom ons lees saam. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Ons sien nie dat Paulus in Efesiërs die lesers eers wil anker oor hulle redding. Hy wil doodseker maak dat ons verstaan wat dit is om gered te wees. Hy sê, God wat ryk is in barmhartigheid, het deur sy grote liefde, wat God gedryf het, was sy liefde. Wat hom gedryf het, was nie net 'n desperate klein pogingkie nie. Hy sê waarmee hy ons liefgehad het, dit was spesifiek. Nie net die skepping nie, nie net al die mooi dinge wat hy gemaak het nie, maar wat ons liefgehad het. Ons was nie in die toestand van ons heel beste nie. Ons was juis morsdood in ons misdade. Hy sê in die eerste vers, waarin ons geleef het, wat ons onsensitief gelaat het, dat ons die onvermoë ontwikkel het om reg en sinvol te lewe. Kom ons verstaan eers dit, dat redding in die gedeelte kom en hy maak dit vas deur ons geloofsgehoorsaamheid, dat God ons deur genade gered het. Wat hom gedryf het? God se liefde. Hy het uitgereik na ons, omdat hy liefde is. En dan aanvaar jy dit. Jy is gehoorsaam. En die term wat die Bybel gebruik is, draai om, jy gee jou lewe vir hom. Die woord praat van weer gebore word, 'n nuwe mens. En dan vind jy al hierdie groot waarhede gebeur met jou. Dat daar 'n nuwe hart in jou is, dat daar 'n ander gewilligheid is en dat iets anders lewe in jou. Jou fokus is anders. Ons vind nou ons verskillende maniere en bou 'n leefwyse waardeur ek hoor en praat. Daar was gepreek dat jy met jou ou vriende moet breek. In my omgewing was daar vreeslike groot sondes, julle soos dans, rook, vloeke, fliek en drink en dan sukkel jy om al hierdie goed te los. As jy dit reg kry, is jy reguit op pad hemel toe, so het jy verstaan uit die preke. Dan los jy een keer, dan mis jy een en dan vlieg jy een keer en hoop, ja, Jesus gaan nie kom nie, want jy gaan dan agterbly. Dit is goed wat gesê word. Daar was so verwarring in my eie hart oor, is ek nou besig om gered te word, maar ek gaan dit nie maak nie, of is ek gered? Dan begin genade vir jou betekenis kry. Jy ontdek dat jy verborge is in Christus, jy is 'n nuwe lewe in Christus. Jy was dood in jou misdade. Hy het nie gekom omdat jy klompie slegte goedjies gedoen het nie. Jy was dood in jou misdade. Iets wat dood is dood, gevoelloos, geen lewe, geen bydrae maak, het geen verpligting nie, niks nie. Dit sê dat daar iets is wat God raak sien, al is jy dood, in jou raak sien. Jy sien dit raak nie in jouself nie. Dalk dink jy dit is verby, maar God sien iets raak in die mensdom, omdat hy ons na sy beeld geskaap het. Dit is in daardie diepte wat ons ontdek, dat ons ten dele ken, maar eendag sal ons regtig ten volle ken, soos ons ook geken is. Nou begin jy te leer en te sê, maar hierdie nuwe lewe gaan meer om aangeleerde gedrag. Dis nie 'n naapery van Jesus nie, want dan is ons dit onmoontlik kon word en dit erger as die wet. Dan moet ek mooi kyk wat het Jesus al gesê, hoe hy gepraat het en hoe hy opgetree het, en dan vang ek myself weer uit in 'n hopelose roetine en siklus van goed te doen om regverdig en aanvaar te wees. Dan kry jy ook hierdie verskriklike ding. Soek die Here, soek sy aangesig. Ons praat daarvan asof dit die smartlikste ding is om te doen. Jy moet sy aangesig soek. Jy moet leer om te lewe. Jy moet leer om nou soos 'n Christen te lewe. Ag julle, dan faal elke poging. Jy stel jou wekker om vroeg op te staan om jou agterstand in te haal. 10 minute in gebed, dan slaap jy. Skrik wakker met skuld en skaamte. Dan klink hierdie nuwe lewe vir jou of jy dit nie gaan maak nie. Maar die woord help ons. Deur 1 Timoteus 4, in die Message klink dit pragtig. Hy sê, workouts in the gymnasium are useful, but a disciplined life in God is far more so, making you fit both today and forever. Cultivate these things. Immerse yourself in them.
Keep a firm grip on your character. Don't be diverted, just keep at it. Ook in Hebreërs 5 vers 14, hy sê dat ons besit geestesvermoëns. Dit is die sin wat deur die gewoonte geoefen is. 'n Leefstyl, 'n manier van lewe. Soek die Here, kruip die Here dan weg? Het ek gewonder, is dit dan so erg dat hy skaam is vir ons, dat ons hierdie verskriklike taak moet aanpak om die Here te soek? Jy kan dan nie anders as om hierdie beeld te waardeer wat ek graag weer en weer wil gebruik. Nee, luister hier nou. Onthou julle hide and seek? Dit word gesê dat wegkruipertjie die mees gespeelde speletjie in die wêreld is. Ons speel wegkruipertjie met ons kinders. Dis die dierbaarste speletjie om te sien hoe dat hulle dadda in hulle lompheid soek as jy wegkruip. Hulle weet nie waar pappa wegkruip nie. Maar weet julle wat? Pappa maak seker dat iets van hom so ietsie uitsteek, net 'n voet of 'n deel van sy lyf of 'n arm of net 'n wenk te gee. Want jy sien, dit gaan nie om die wegkruip nie, dit gaan oor die vind oomblik. Dit gaan om 'n dimensie te kry in daardie grappende wyse waar julle mekaar gryp en dan opsoen julle mekaar en so speel julle die speletjie en bou die verhouding. My vraag vir ons die volgende 2 sessies en die stelling wat ek maak is, God kruip nie weg nie, hy wil gevind word. Hy is dan die een wat eintlik soek as ek en jy wegkruip. So draai die speletjie, draai dit om, want is daar die vind oomblikke wat mens die kuns van lewe begin leer. Dit wat vir jou goed is, die goed wat jy sien wat in jou hart praat en in jou hart se ore dit hoor, dis waaroor ons gaan kuier. Giet vir jou in 'n navolging van Jesus die leefwyse waardeur jy hom die beste vind in jou hoor en in jou sien. Kom ons bid. Here, dankie dat daar in alles iets wys van U. Teenwoordigheid, sodat ons U kan vind en beleef dat ons ook gevind is. Help ons dat hierdie vind sal lei tot 'n vry en 'n oorwinnende leefwyse. Amen.